Here is met jou, geliefde van die Here. Hy wil jou by hom hê en hy nooi ons in vanoggend. Dis my lekker dat jy saam met ons aanbid vanoggend. Tannie Corrie, dankie vir Tannie se getrouheid en dat Tannie ook so die invluistering van die Gees vanoggend gevolg het. Ek waardeer dit. Ons is besig met ons reeks oor verhoudings en as jy nou 'n bietjie moeg is om te hoor oor verhoudings, is ek jammer, maar ons het nog so 2 sessies oor vandag en volgende Sondag en vandag kyk ons nog steeds na die ek-ons verhouding. Ons kyk na die gesin. Nou, as jy vanoggend by die gemeente ingekom het, behoort jy so blaadjie gekry het. Nee, ek verlang nie terug na die onderwys nie. Ek wil net hê ons moet ietsie om huis te vat dat ons na kan kyk. So as jy nie 'n pen het nie, by die voorportaal is daar 'n pen en 'n papier en ek wil jou graag uitnooi vanoggend saam te volg terwyl ons deur hierdie reeks gaan. Die realiteit is om 'n ouer te wees is maklik. Dit sê jy dit reg probeer doen. Om 'n gesin te hê is ongelooflike genade van die Here. Dit is 'n gawe en ons gaan sien dat dit is wat God ons mee vertrou. Maar dit bring ook by ons groot verantwoordelikheid. So vanoggend praat ek oor die gesin. Nou hier is die realiteit, kind van die Here. As jy nou nog klein kinders in die huis het, dan mag hierdie vandag dalk vir jou iets beteken. As jy tieners in die huis het, dan wil ek vir jou sê, ons het nie 'n maandkursus om aan te bied nie, maar daai monster is een van 'n ander natuur, maar jy mag dalk van hierdie waardes vanoggend kan implementeer en die verhouding met jou tiener verbeter. As jy nou al kinders het wat uit die huis het, is raai wat, hulle mag dalk weer eendag kinders hê. En jy gaan verhouding bou hopelik met jou kleinkinders. En dan mag hierdie waardes ook weer daar ter sprake kom. Selfs al is jy net in die gemeente en ander mense se kinders is om jou, mag jy dalk van hierdie waardes kan gebruik in jou verhouding met hulle. So ek hoop regtig julle gaan vanoggend saam met ons op hierdie reis en ek hoop dat die inhoud vanoggend vir jou van waarde sal wees. Michael J. Fox sê, familie is nie 'n belangrike ding nie. Dit is alles. Onthou ons het in die afgelope paar weke die simboliek gesien, God wil 'n intieme verhouding met jou hê en daai verhouding vloei deur na jou verhouding met jou eggenoot en daai verhouding vloei deur na jou verhouding met jouself en as jy in jou verhouding met jou eggenoot sterk is, het ons gesien dat dit 'n impak in jou gesin en jou gesin het 'n impak in jou gemeenskap. So hierdie is 'n werklikheid, as ons gesinne uitmekaar uitval, dan verloor ons heel waarskynlik die belangrikste ding. Psalm 127 vers 3 sê, kinders is 'n gawe, 'n geskenk, 'n liefdesgeskenk van die Here. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Nou hier mag jy dalk partykeer na daai blooitjie in jou sorg kyk en dink, jy is my beloning? Ja, jy is my beloning. Die Here sê, ek seën 'n gesin. Dit is 'n geskenk, dit is kosbaar, dit is lieflik vir hom om dit vir ons te gee. Matt Walsh, 'n groot Amerikaanse teoloog en spreker ook, sê ouerskap is die maklikste ding in die wêreld om 'n mening oor te hê, maar die moeilikste ding in die wêreld om te doen. Het jy al gestaan en gesels met hierdie jong kappels wat nou net getrou het? Of wat op trousel of dalk net in volwassenheid ingaan en hulle sê iets soos, as ek eendag kinders het, sal ek nooit. En hulle noem dit soms so. En ek sal nie soos daai ouers en hulle noem dit soms so nie. En al die ervare ouers sal hierso sê, wat vir so 'n persoon? Wag, ons sal sien wanneer jy kinders het. Ek dink ons almal gaan in gesinskap in met hierdie ideale, hierdie pragtige idee van wat ons gaan doen met ons kinders. Of as ons vriende of ons vriendinne of ons broers en susters kinders het ons 'n idee, dis hoe ons met hulle gaan werk. Maar die praktiese uitvoering van ouerskap lyk 'n klein bietjie anders as die ideaal wat ek en jy dalk voor die tyd gehad het. Inteendeel, van ons het voorgestel, ons gaan net lapdoeke op ons baba gebruik, ons gaan tuisgemaakte purity maak. Na die eerste week staan die R4.500 se lapdoeke in die stoor en die hakkies en die pampers is in die kamer en toe jy nou die derde keer moes daai slok kook, kom jy agter die kind eet nie dit nie, maar purity eet die kind, so die kind kry nou purity en weggooibare doeke. Daar is van ons wel, ek kan nie myself daarby insluit nie, wat wel sterk gestaan het en die lapdoek ding deurgestaan het. Daar was 'n generasie dalk hier vanoggend wat nie anders kon nie, hulle moes lapdoeke gebruik. Dit was nie 'n keuse nie. Maar my generasie is daar wel 'n keuse. Kom ons hersien gou-gou.
die woord sê vir ons, gemeenskappe is so gesond soos die gesinne, dit beteken die gesinne daarin. Jou gemeenskap, jou familie, jou verbreede familie, jou vriendekringe, jou gemeente is so gesond soos die gesinne in hom. So kom ons kyk bietjie oor ek en my gesin, hierdie wonderlike idee van kinders. Mark Twain sê, om die volle waarde van vreugde te kry, moet jy iemand hê om dit mee te deel. En ek dink enige pa en ma sal vandag erken, daai dag toe jy daai eerste blooitjies in jou arms vashou, toe beleef jy vir die eerste keer wat onvoorwaardelike liefde beteken, wat uit die vader hart uitvloei, want ek meen hierdie kind is iewers skielik hier en iewers skielik gaan jy, ek sal enige iets doen vir jou. Ek sal alles doen vir jou, tot en met jou 14de verjaarsdag as jy tiener is, dan weet ek kan niks meer vir jou doen nie. Maar tot dan sal ek alles vir jou doen. Liefde moet gedeel word. So kom ons kry gou 'n paar vasstrapplekke. Nou, hoekom gebruik ek die woord vasstrap? Partykeer in die huwelik en partykeer in die gesin gly ons voet maar so hier en daar so 'n bietjie, nê? En vandag se tyd om 'n moderne gesin groot te maak, wie hier sal saamstem, dit is bitter besig, dis bitter hastig, dis bitter vol en dit is net een ding op die volgende. Jy kry eers tyd om ordentlik te dink wat jy wil doen nie tot die volgende. Ja, amen. Ja. So partykeer gly ons voete wanneer ons hierdie berg van ouerskap klim, terwyl ons ontdek elke jaar verander ons kinders. Verskoon my. Dit was nou lekker, ek nog een. Verskoon my. Elke jaar ontdek jy iets anders van jou kind. Iewers skielik, laasweek het hy van slapchips gehou, nou iewers skielik eet hy net groente. Gister was dit nog 'n kuilman hulle been vashou, vandag sê hulle pa asseblief. Môre gaan jy jou dogter by die skool, of jy sien by die skool aflaai, en hulle gaan vir jou sê, "Boy, jy sien my net nie meer nie." Die lewe verander, en kinders verander, en kleinkinders word groot. So kom ons kry 'n paar voetstukke net reg, 'n paar basiese beginsels, om gesinslewe weer sterk en gesond te maak. Eerstens, kind van die Here, ons kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Stel die voorbeeld in jou geloofswandel. En jy doen dit deur die regte waardes, normes, woordbeginsels uit te leef. Ek weet nie of jy agtergekom het nie, maar hierdie pragtige blooitjies van ons, hulle is soos pieretjies en skottels. Hulle ore sal toe as jy met hulle praat, maar hulle oogies sien alles. En dit wat jy doen, doen hulle. Behalwe soos bed opmaak, skoongoed was en huis skoonmaak. Dit kan hulle glad nie raak sien. Maar al die slegte gedrag wat ek en jy soms tentoonstel, ons pragtige kindertjies is so sponse. Hulle kyk wat jy doen, hulle beleef hoe jy dit doen. Lees jy Bybel, hulle moet dit sien. En bid jy die Here, hulle moet dit ervaar. Seën jy hulle, bid jy oor hulle moet dit hoor. Hoe praat jy en jou eggenoot met mekaar? Is daar daai wederwysige respek wat ons laasweek van gepraat het? Daardie verhouding wat julle tussen mekaar het, is dit gesond? Want jou kinders kyk en leer by jou. Die woord praat van die vloek wat oorgedra word van een generasie na 'n ander. Dit gaan nie oor die bloed nie, dit gaan oor wat die pa doen die kinders. Wat die ma doen die kinders. En daai slegte gewoontes wat ek en jy soms so maklik aankweek, vloei van een generasie na die volgende. Daar's 'n groot dryf om te sê dit stop nou. Gesonde eetgewoontes. My ma het 'n bord kos vol geskep. Het julle groot geword in sulke huis? Tannie Marie? Het sy 'n bord vol geskep? Nee. Van rand tot rand tot rand. En laat jy nie die bord skoon eet nie. Jy sal sit tot dit klaar is, nee hoor. Maar is te veel, jy sal sit tot dit klaar is en durf jy iets terugstuur en sê vir jou, was my kos nie lekker nie. Ek het groot geword in 'n generasie waar porsiebeheer nie bestaan het nie. Jy het 'n bord spaghetti bolognese met 2 snye brood bygekry. En julle wonder hoekom ek so maar inskril. My kind word groot, waar ek besef, as my kind vir my sê, ek is nie honger nie, ek het genoeg gehad, dat ek kan gaan, okay. As jy sê, jy het genoeg gehad, fijn, jy het genoeg gehad. Eet net vir ons daai laaste bietjie groente, want dit is gesond. Maar, jy kan nie nog brood kry nie. Wat ook al. Die realiteit is, dit wat ek en jy doen, is wat ons kinders leer. As jy die hele tyd op 'n skerm in die huis is, raai wat gaan jou kind nader aan doen?
Dan sit ons by mekaar en ons is almal op ons fone. Ek is skuldig daaraan. My dogtertjie is 3. En dis nie regverdig dat my dogtertjie die hele tyd moet kompeteer tussen die skerm en haar nie. As sy my omtrek is, dan moet ek aandag kan gee. Die woord sê vir ons in Deuteronomium 6, vers 4-9, hoor hoe ernstig was die Here aangaande die wandel van geloof in gesinne. Hoor wat sê hy? Luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. Dit is wat hy sê aan die volwassene. En dan sê hy verder, en hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, dit is sy woord, sy wil, die manier hoe ons moet leef, moet jy op die hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor. Wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op die pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan, bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit op as 'n versiering op jou voorkopie, skryf dit op die deursyne van jou huise en op die stadspoorte. Met ander woorde, laat jou lewe so deurdrenk wees van die lewenstyl wat ons in Christus beleef, die liefde wat ons in Christus beleef, wat sy woord van ons verwag, dat jou kinders dit kan sien as jy sit, staan, loop, ry, uiteet, man, oral moet jou kind by jou leer van die Here. Wat 'n uitdagende term. Want dit beteken wanneer jy jou hiermee verloor, gaan jou kind vir jou kyk. Hoe weet ek dis waar? My dogtertjie kyk 'n storie, die storie se naam is Elemental. En in Elemental is daar hierdie dogtertjie wat 4 is en sy het 'n verskriklike kort nie meer. En dan wanneer sy met 'n motorfietsie ry en mense ry voor haar in, dan roep sy Shasharisha, wat ook al dit nou moet beteken in 4-taal. Dit was nie kort daar lank nie, as my dogtertjie frustreerd raak, raak dit sy woorde kom uit haar mond uit. Shasharisha. Wat ook al dit beteken, ek weet nie, maar dis 'n teken, sy het gesien frustrasie en woord, sy beleef frustrasie en sy kry woord. Miskien het jy al daai glip gemaak in jou huis. Die tong het gegly, die woord het gekom, die kind was omtrent so groot. En volgende week ry jy in die kar en iewes skielik peper daai woord van agteraf. En jy en jou eggenoot sit en weet julle, okay, hier is 'n van twee dinge wat ons kan doen. As ons gaan lag, gaan hierdie woord bly. As ons gaan reageer, gaan hierdie woord bly. Kyk net voor jou, maak ons weet nie gehoor het nie. As dit weer opkom, sal ons dan spreek. Die realiteit is, ons kinders leer by ons. En die woord sê vir ons moet seker maak dat ons lewenstyl emuleer Jesus, sodat ons gesinne kan leer. Tweedens, laasweek het ons 'n bietjie gepraat oor die element van kwaliteit tyd. En ons het gesien, liefde word gespel T-I-D, tyd. Spandeer kwaliteit tyd met jou kinders, net soos dat jy kwaliteit tyd met jou eggenoot moet spandeer. Moet jy kwaliteit, nie kwantiteit, die kwaliteit tyd met jou kinders spandeer. Skus, dit beteken ons moet maar van die bank af opstaan, as jy vir die eerste keer vandag gaan sit het, want jou kind wil met jou speel. Dit beteken al, het jy al 15 keer gesien, hoe sy die poppie se hare vir jou so vryf. Ek weet nie wat dit beteken nie, maar sy vryf die poppie se hare. Kyk pappa, kyk pappa, kyk. Nou die 15de keer jy gaan, my kind, ek het al hierdie haartjies gesien, hoor. Maar jy moet die aandag gee, jy moet tyd met jou kinders spandeer, jy moet tyd maak vir jou kinders. As jy dit nie gaan doen, jy gaan die wêreld tyd maak vir jou kinders. En die wêreld gee nie om tyd met hulle te spandeer nie, want die wêreld se hart en motief is om jou kind te wen. So God sê, maak tyd vir jou kinders. As iets vir jou belangrik is, maak jy tyd daarvoor. Dit beteken soms moet ons as ouers optree vir jou kinders sê, "Wakai ouens, wat julle nou wil doen is nice, maar ons gaan nou eers die volgende saam doen." En een van daai dinge wat jy eerste kan saam doen is, bring ete by die tafel terug. Jesus het aan tafel gaan sit en geëet en gekuier met sondaar en heilige. Inteendeel, die laaste maal wat hy saam met sy disippels gehad het, het hy gesê, ek het bitterheid gesien na. Jesus was bekend dat hy saam met mense aan tafel tyd spandeer het. Baie van sy wonderwerk het gebeur om kos. En tog besef ons vandag met baie navorsing, dit is uitstekend om tyd saam met jou familie by die tafel te spandeer. Wie hier eet nog saam aan tafel? Kan ek net sien? Kan ek vra wie probeer ten minste so nou by die tafel saam eet? Okay. Die realiteit is, hoor gou hierso, ek weet of jy die begeerte het nie, maar wanneer jy aan tafel eet, is daar 'n goeie uitkoms, hoor gou van die navorsing. Eerstens,
Jou kinders het beter akademiese prestasie, glo dit of nie. Jou kind ontwikkel 'n beter selfbeeld. Jou kind kry meer energie, hulle voel meer veeragtig. Dit is asof hulle meer, die woord is gecharged word. Hulle word positief opgewek. Hulle het 'n laer risiko vir dwelmmisbruik, 'n laer risiko vir tienerswangerskap en 'n laer risiko vir depressie. Deur net die tafel terug te bring en die kwaliteit tyd saam met jou kind te spandeer. Daar's 'n laer waarskynlikheid vir eetversteurings. Weet jy wanneer gebeur eetversteurings die meeste? Wanneer die gesin mekaar uitspat met maaltye nie, die dogter of die seun wat 'n eetversteuring het, weet dat dit wat hulle eet of nie eet nie, weggooi of opgooi, word amper verskuil. Wanneer jy aan tafel sit, merk jy op, my kind, jy eet vandag nie soos gewoonlik, dis alles oukei. Vertel my wat gaan aan. Nee, ek het laat lunch gehad. Ek het heel week elke aand laat lunch. Wat's fout? Kom ons praat hieroor. Dit skep 'n geleentheid vir daai selfbeeld bou en daardie probleme aanspreek. Dit gee vir jou laer waarskynlikheid om eetversteurings te ontwikkel, laer vetsigsyfers. Gesinne wat saam eet is gesonder. Het jy geweet wat gebeur as jy voor 'n TV eet? Jy eet tussen 1,5 en 2 keer meer as wat jy sou eet aan tafel. Want wanneer jy eet, terwyl jy voor die TV sit, is dit nie, daar's nie 'n koneksie tussen wat jy eet en die hoeveelheid nie, want jou kop is besig om te kyk na wat voor jou is. So mense wat voor TV eet, is geneig om meer te eet as wat hulle eintlik sou aan tafel. Dis vreemd, nee? Dit gee jou beter kardiovaskulêre gesondheid in tieners. Jou tieners ontwikkel veral tussen 3 en 7 'n beter woordeskat. Hoekom? Want ons gesels aan die tafel. Vertel vir my, hoe was jou dag? Wat het gebeur? En saam met wie het jy gespeel? Wat het jy van gehou van hierdie dag? Jy weet oop einde vrae. Jy lok gesprek uit jou kinders uit en jy leer hulle om gesprek te dryf. Hulle hoor die woorde en hulle beoefen dit. Wat gebeur as ons voor die TV eet? Sst, kan nie hoor nie. Ons gesels nie. Baie gesinne het net daai halfuur in die aand, wat hulle almal in een vertrek is. En dan spandeer ons dit in stilte, alhoewel die TV blaar. Jesus het saam geëet. Ek en jy kan ook. Ek weet dit is nou nie die mees teologiese punt vanoggend nie. Maar navorsing wys, jy kan hierdie voetstuk vinnig weer by jou huis inbring. Eet aan tafel. Man en vrou, eet aan tafel. Sit by mekaar. Lok gesprek uit. Kyk mekaar in die oë. Vra hoe gaan dit? Stel jouself voor, jy het miskien mekaar 'n week laas gesien in dieselfde huis. Wil jy net sê ek is nog steeds by jou getroud hierdie ring, onthou jy daai huis, op myne lekker om jou te sien. En dan kom ons by die uitdagendste ene van hierdie voetstukke. Dit is om gesonde grense in plek te stel vir wanneer daar moeilikheid kom. Dit voel vir my van die dag af wat my kinders gebore is, was dit wonderlik totdat hulle begin 'n wil ontwikkel. En van die dag wat hulle 'n wil begin ontwikkel, wat gewoonlik hier so net na 'n halwe jaar begin amper, dan begin die struggle, het jy agtergekom. Dis asof meeste van ons as ouers se gesprekke handel oor moenie, stop, hou op, gaan, bly, daai is verkeerd, daai is reg, wil jy nie eerder. Dis asof ons amper die hele tyd in 'n tipe van 'n konfrontasie met ons kinders is. Ons het die hele tyd hierdie gesprekke om hulle te leer, want onthou ons probeer ons nou ordentlike volwassenes grootmaak. Het nie, julle stry nie meer met julle kinders nie, nee. Julle trap julle nog soms 'n bietjie vas? Ja. Daai klein kinders van Tannie Corrie, is daar soms so klein bietjie poel en tag tussen hulle, 'n bietjie dissipline wat moet neergelê word. Chantal, enige moeite met Marcus, niks, engeltjie. Nee. Jy het tieners in jou huis, want dis een, raak dit makliker. Ja. Jy moet vir my kom leer, hoor. Miskien jy praat net een keer. So, kom ons praat bietjie oor hierdie gedagte van gesag in die ouerhuis en wat daar volg omdat ons gesonde grense wil stel. Die realiteit is God het jou as ouer daar geplaas om die gesagsfiguur in jou huis te wees. Eerstens is moeilik om 'n gesagsfiguur te wees as die lewenstyl wat jy nastreef in elk geval betwyfelbaar is. Jy kan nie vir jou kind sê hou op vloek as jy die hele tyd vloek nie, maak dit sin? Maar God roep jou as ouer as die gesagsfiguur in die huis om seker te maak ons leer ons kinders van gesonde grense en ons leer hulle om hulle self te ontwikkel
binne gesonde perke, sodat hulle volwassenes kan word wat die Here liefhet, wat die gemeenskap respekteer, wat respek het vir ons as ouers en wat in hulle menswees suksesvol kan wees. So wanneer dit kom by hoe ek en jy gesag afdwing, is daar verskillende benaderings. Kom ons kyk na die eerste kolom. Is jy een van daai ouens wat hard is, en jy's nors, jy's bitterste, jy sal sit tot ek vir jou sê jy kan gaan. As dit jou tipe ouerskapstyl is, en dit gebeur dat daar baie ouers is, want hulle het groot geword met ouers wat gekom het uit 'n militêre agtergrond, dis hoe dit gewerk het. Die probleem is, dis nie effektief nie. Dit is nie effektief om 'n kind se wil te vorm nie. Jy bedwang die kind, maar jy leer hom nie om sy wil gesond te vorm nie. Miskien is jy een van daardie ouers wat die hele tyd nog swaar dreigemente en jy's krities teenoor jou kinders. Die probleem is, dis vernietigend in 'n selfbeeld en teenproduktief. Nou hoor my mooi, hierdie praat van absolutes. 'n Pak slaag op sy tyd is woordgebaseer. Maar as jy nie jou kind kan beteel nie, en die enigste manier hoe jy jou kind kan beteel is om hom die hele tyd te slaan, kan ek jou beloof, jy gaan jou kind vir die wêreld verloor. Of rot jy een van die gemeene ouers, wat die kinders die hele tyd knyp. Jy is die hele tyd kwaad vir hulle. Want jy kan dit nie hanteer, dat hulle nie luister. Die hartseer van daai is, jy is besig om 'n wrok in jou kind te skep, en hy gaan dit definitief uitbring, wanneer hy 'n tiener word, wanneer hy adolessensie bereik. God het ons geleer om ons kinders te tig in balans. So kom ons kyk 'n bietjie na van hierdie goeders. Nou, ek gaan 'n stelling maak, en jy mag dalk nie daarvan hou nie. En dit beteken nie as jy die ene nastreef, lê jy die ander weg nie. Maar elke geleentheid moet aangegryp word om 'n atmosfeer van aangenaamheid, pret en aanvaarding in jou huis te skep. Jy moet die geleentheid aangryp vir jou kinders om te wil by die huis wees, wil saam met jou wees. Dit moet lekker vir hulle wees om op by die huis te wees. Aangenaamheid beteken nie dat hulle die hele tyd moet doen wat hulle wil nie. Aangenaamheid beteken maar ek en my ouers se teenwoordigheid is dit vir my lekker. Hulle is vriendelik met my, hulle hoor my, hulle sien my raak, hulle bou my op. Jou kind moet nie elke dag by die huis kom en wonder watter by jy is, of jy vandag gaan vloek, skel, skop of klap nie. Dus terwyl jy hierdie atmosfeer skep, beteken dit wel, jy moet met selfversekerde fermheid optree. Ons praat van respek afdwing. En jy moet genoegsaam aan hulle openbaar. Wat beteken dit? As jy 'n reël het dat ons eet by die tafel, dan is dit jou reël. So as die kinders wil, ek wil nie nou tafel toe kom en sê, kom, los hom hier besig is, ons eet by die tafel. Maar ek wil nie, as jy nie by die tafel kom sit nie, weet jy wat gaan gebeur, reg? Kom eet. Ons moet fermheid hê oor dit wat reg en belangrik is. Ons moet grense kan stel. Want raai wat kind van die Here, 'n ouer wat die hele tyd vir een ding ja sê en vir dieselfde ding nou nee sê. 'n Kind verstaan nie waar is die grens nie. So die kind gaan nie meer vir jou luister nie. Efesiërs 6 vers 4 sê, en paas, en ek dink ek praat hier van enige iemand wat dissiplineer, maar in die Bybelse konteks was dit gewoonlik die pa wat die dissipline in die huis toegedien het. En paas, moenie julle kinders so behandel dat hulle verbitterd word nie, maar voed hulle op met dissipline en regwysing wat wie se goedkeuring wegdra? Die Here se. So wanneer jy jou kind tig, wanneer jy besig is om jou kind te leer van respek en van hierdie dinge, wanneer jy met ander mense se kinders werk, moet jy die vraag van, as ek hier toetree tot hierdie kind se lewe, is dit wat ek in hulle lewe toepas, iets wat God behaag? Tweedens, jy gaan optree met fermheid, jy gaan grense stel wat belangrik is. Tweedens moet jy verstaan, dat jy moet die grense definieer, voordat jy hulle afdwing. Jy kan nie elke dag 'n nuwe reël maak en dink jou kind gaan dit net volg nie. Jy kan nie elke dag 'n nuwe verwagting stel en dink jou kind gaan net doen wat dit is nie. Jy moet voor die tyd kan sê, luister seuns, as jou klere in jou kamer lê aan die einde van die dag, en dit word nie in die mandjie gegooi nie, sal jou klere nie gewas word nie, en jy sal met daai vuil klere môre skool toe gaan.
Dit is die verwagting. Wat is die verwagting? My klere moet in die kleremandjie wees. Jy kan nie heel week al die klere in die huis op die vloer lê en donderdag omdat wasvandag is, skreeu jy op almal want die klere is nie in die mandjie nie, insluitend nie jou nie. So wanneer jy 'n grens wil stel, moet jy vooraf kan sê, dit is wat ek van jou verwag. As jy dit nie gaan doen nie, of as jy op hierdie manier gaan optree, gaan die volgende gebeur. As jy met jou selfoon vanaand in jou kamer gaan slaap, nadat ons reël het, hy gaan nie saamkamer toe nie, is jou selfoon vir 'n maand weg. Klaar. Hoekom, pa? Want ek wil jou beskerm vir wat op daai ding aangaan. Môre aand kry jy die selfoon in die kamer, wat doen jy? Ag, moenie vir mamma sê nie. Nee, my seun, ons het gesê, as die selfoon saam na jou kamer toe kom in die aand, en hy is nie waar hy geberg word nie, sy weg vir 'n maand, sê vir hom goodbye, en jy berg. Jy moet vooraf die grenslyne trek en die verwagting stel. Hoekom? Weet jy, dit maak jou tiener meer secuur, veilig. As 'n tiener weet waar die grense is, weet hulle kan tussen daai grense beweeg, sonder dat daar konfrontasie gaan wees. Maar wat ons baie keer doen, is we make the rules up on the spot. Is dit nie so nie? Jou kind kan nader nie meer trek, wat is en wat is nie meer, wat gaan aan in hierdie huis? Jou kind se emosies word beter gereguleer as jy veilige grense stel, en hulle tree meer verantwoordelik op. Hoekom? Want hulle weet waar dit begin en waar dit eindig. Hulle weet, hulle mag hulle self in die huis gebruik as dit jou rede is, maar hy weet dit stop 7 uur in die aand. Maak dit sin? Dan moet jy nou net 2 goeders vasstel. Is dit wat jy van jou kind verwag 'n redelike verwagting? Ons partykeer maak ons hierdie wonderlike grense op, maar dit is onredelik en onvolhoubaar. Vra jouself af, is dit redelike versoek? Kan jy dit van daai kind op daai ouderdom verwag? Jy het toch nooit jou kind geleer om te stryk nie, maar jy verwag dat as hy klere moet stryk. Is dit 'n redelike verwagting? Nee. Die laaste wat jy moet besef is dat jou grense en verwagtings moet konsekwent toegepas word. Jy kan nie vandag 'n reël maak wat môre nie tel nie. Jy kan nie vandag 'n grens stel en môre skuif nie. As jy die hele tyd die grens skuif, wat gebeur? Jou kind raak die mekaar. My dogtertjie is nou op die ouderdom wat sy speletjies begin opmaak. Het julle sulke al gehad? Kom speel saam met my. Wat speel ons? Nee, ons speel kombuis. Wat is die reëls? Nee, ons speel net. En dan durf jy vat aan die ene. Nee, jy mag nie aan dit vat nie. Okay. Kan ek pap maak? Ja. Nee, nie met daai lepel nie. Nadat jy as ouer so frustreerd want jy kan nie die speletjies speel want jy ken nie die reëls nie. Dan sê jy, man, ek kan nie saam met jou speel nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Het jy dit al gedoen of is net ek met die meltdown gehad? The reality is if you don't consequently enforce your healthy boundaries with your child will get confused. Jy gaan nie dissipline kan toepas nie, hulle gaan nie respek vir jou nie, want jy flip rond die hele tyd. Dan is jy streng, dan is jy nie streng nie. Dan geld dit nie meer. En dieselfde kan werk in jou huwelik as dit kom by gesonde grense. Onthou ons het daar so gepraat van gesonde grense. Hoor wat sê die woord? Deuteronomium 23:23. Maar wat oor jou lippe kom, moet jy nakom. Jy moet doen wat jy gesê het jy gaan doen. Jy moet konsekwent wees in die grense wat jy stel. Ek haas myself so 'n bietjie. Derdens, onderskei tussen opsetlike of moedswillige gedrag of verset en kinderlike onverantwoordelikheid. Jesus, julle, as my dogtertjie nog met een glas in die vloer vol water spat, gaan ek dit verloor. Maar sy's 3. Ek besef, die kind het nog nie eens ordentlike handoogkoördinasie nie. So help dit dat ek op haar skreeu, as sy die water mors. Nee. Maar my tienerseun, wat nou al 11 is, ek noem hom 'n tiener, want begin so voorkom. Jong, hy moet nou al 'n glas kan dra, is dit nie so nie? Partykeer gaan jou kinders iets per ongeluk doen, hulle was onverantwoordelik. Handel dan daarvolgens as iets wat onverantwoordelik was. Maar as jou kind iets doen bewustelik teen jou of teen die reëls, jy weet wat hy sê, jy gaan nie daai koelrok uitgooi nie. Moenie, dan kan jy optree want die grens is oorskry. Dit was opsetlik.
Nou kan ek jou tug, want jy het nie geluister wat ek sê nie. Ons moet wys optree, kind van die Here. Alles is nie altyd aspris nie. En as jy as 'n persoon 'n slegte selfbeeld het, gaan jy jou kind se gedrag optel as hy's altyd besig om homself teen my te verset. Dit is nie so nie. Sy's altyd besig om teen my te gaan. Dit is nie so. Partykeer weet hulle net nie van beter nie. Ons moet ons kinders leer, maar ons moet ook bewus wees wanneer dit gebeur en iets willig is, moet ons die grense vasstel. 1 Korintiërs 13 vers 8 sê, toe ek nog 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Nou dat ek 'n volwassene is, het ek die dinge vir 'n kind agtergelaat. Die skrif maak onderskeid. Jy dink en tree op en handel anders gebaseer op hoe oud jy is. En ja, ons kan verantwoordelikheid aan ons kinders leer, maar pas op om dit alles persoonlik te vat. Vierens, dit is amper klaar. Wanneer jy met jou kind raas, jy gaan in 'n konfrontasieproses met jou kind kom, waar jy en jou kind gaan woorde hê, jy gaan grense moet vasgestel is oortree, en jy gaan optree, jy gaan hulle berispe of jy gaan hulle dissiplineer. Moet jy weet dat dit gaan konflik veroorsaak in jou huis, en daar gaan sekere tipe gedrag na vore kom. Miskien kan jy aan jou kind van die volgende adresseer. Julle wat kinders gehad het, watter een van hulle was hulle? Jy kry van die kinders wat dan verder uit hulle pad het gaan om hulle self te verset teen jou. Natuurlik moet meer as jy hulle dissiplineer. Dan kry jy kinders wat aggressief raak. Daai tiener wat die arme kas deur in sy kamer voorsbou en slaan, vir hom kry jy die slandsakkie jam in die garage. Party tieners begin jok, want hulle is bang vir die neeweffekte. Party lei aan onttrekking. Hulle gaan in 'n kamer toe en jy sien hulle nooit weer nie. Ander sal in jou teenwoordigheid wees, maar hulle praat nie met jou nie. Stilte. Halleluja. Party word gevoel met vrees. En dan begin praat van maagpyn en dan begin praat van al die simptome wat hulle weet nie om die konfrontasie wat gebeur het hanteer nie. Ander, ewe skielik, was sommer die kar, die skoolgoed, die hond, die kat en die budgie. Hulle begin sommer net goeders doen, sodat hulle in 'n goeie lig kan kom, dat jy kan weer okay met hulle voel. Hulle doen klomp taakies, hulle soek maniere om jou gelukkig te maak, hulle soek jou goedkeuring, en dan natuurlik kry jy ander wat deur dit kom, en jy sien die verskil in hulle gedrag. En dit is gewoonlik 'n kombinasie van hierdie. Jy mag dalk eers deur die stilte en die aggressie gaan, en dan uiteindelik kry jy die aanvaarding van wat jy nie bereels is. Maar as jy nou met hierdie konflik te doen het, en die konflik is afgehandel, veral met klein kinders, en dit kan gaan tot in tienerfase in afhanging, is daar 'n paar dinge wat jy kan doen, nadat jy die grense wat daar gestel was, die verwagting wat daar was oortree, en jy die kind gedissiplineer. Eerstens, wys vir jou kind fisiese liefde. Ek kon dit nooit verstaan, hoe my pa my 'n pak slaag kon gee, en dan na die tyd vir my 'n drukkie kom gee, en vir my gesê, ek's lief vir jou, weet jy, dit het my seerder gemaak as vir jou. Nee. Ek kon dit nie verstaan nie. Maar nadat jy jou kind konfrontasie gehad het, en jy het hulle gedig, of jy het hulle reggehelp, of jy het hulle gesê, dit is verkeerd, en hierdie is die effekte, bring hulle in en gee vir hulle fisiese liefde. Gee hulle druk. As 'n klein kind is, en jy het hulle raps op bout gegee, gee hulle drukkie, wieg hulle bietjie, gee hulle daai fisiese bevestiging, dat jy is nie kwaad vir hulle nie. Onthou, wanneer ons tig ons om te verbeter, ons tig nie omdat ons kwaad is nie, alhoewel ons baie keer kwaad is. Dis hoekom my pa so gesê het, ek gaan julle nou voeder. Gaan na die kamer toe en wag vir my daar. Ek dink hy het meer tyd gevat om homself onder beheer te kry. Bewys fisiese liefde. Tweedens, bewoord dat jy nog lief is vir hulle. Party kinders, as 'n trauma of konfrontasie of hierdie goeders beleef, se oë gaan oop of hulle ore gaan oop, maar nie beide nie. Party kinders, jy kan hom druk, hy gaan dit besef tot jy vir sy weet, ek is so lief vir jou. Ek is jammer dat ek moes stig, maar ek weet ek's lief vir jou. Tot vir daai kind beteken dit die wêreld. Die ander kind wil sien jy gee vir hom die fisiese liefde. Dan gee hulle die rede hoekom jy hulle gedissiplineer het. Ja, ouers, partykeer ons dissiplineer, en die arme kind wonder nog steeds, was dit vir wat ek gister gedoen het, vir wat ek vanmiddag gedoen het, of wat ek môre wil doen het. Party ouers het die gesegde van, man, ek voeder jou sommer vandag, vir wat jy gister gedoen het, vandag gedoen het, wat jy môre wil doen. Geef jou kind die rede hoekom jy hom tig. Luister, onthou nou, ek vat jou selfoon weg. Hoekom? Want ons het 'n reël in ons huis gehad, dat jy gaan nie die selfoon kom te vat nie, en jy het jou selfoon
almal toegevat. So, hoor my mooi, kom hier, ek gaan jou druk gee, ek is lief vir jou, kyk, ek is lief vir jou, maar jy selfoon gaan nou weg wees, want jy die reël oortree. Ek wil jy moet veilig wees. Dan gee wysheid. Eers ouers, partykeer gee ons kinders hierdie ongelooflike berisping, maar ons sê nooit vir hulle iets soos, weet jy, wat kon jy anders gedoen het nie? Of ons sit nie met hulle, nadat ons al gestraf en vra, luister, wat kon jy anders gedoen het? Miskien moes jy eerder, gee vir die wysheid, hoe kan jy dit beter hanteer het? Of met wie kon jy gaan praat het daaroor? Of hoekom het jy nie vinniger na my toe gekom nie? Wat het gekeer dat jy met my kon praat het hieroor? Dan, hier is 'n moeilike een, maar partykeer moet jy vir die kind net weer eens herinner hoekom jy daai grens daar gestel het. Ek gebruik weer jouself as 'n voorbeeld, want dit is 'n maklike een. Maar jou kind gaan nie verstaan hoekom van jy sy selfoon weg nie, sy identiteit lê baie in die ding, so hy gaan voel, jy vat my mens wees, dan kan jy vir sy, weet jy wat my kind? Ek weet jy is besig om ouer te word en jy het baie wysheid, maar daar's goed op die internet wat uit is om jou as kind vuil te maak, daar's goed wat gemaak is om jou verslaaf te maak, daar's mense op die internet wat in die goed waarmee jy kan besig wees, jou wil vang, hulle wil iets met jou doen, hulle het 'n geheime motief met jou, wat jou lewe gaan skade en ek probeer jou beskerm daarteen. Praat met jou kind en gee hulle die redenasie agter van jou dissipline, dat hulle verstaan hoekom jy optree. Dan, bid saam met jou kind. Jou kind gaan dit op daai stadium nie verstaan. Maar bid 'n belydenisgebed, sê Here, dankie dat ek en Pietertjie kan sit voor U. Here, ja, ons is almal sondig en ons maak soms foute. Dankie dat U ons altyd vergewe en dankie, Here, dat ons mekaar kan vergewe. En ons dankie dat ons hierdie verhouding kan hê. En dan laastens, kind van die Here, vergewe jou kind. Vergewe jy jou kind. Partykeer doen ons kinders goeders wat regtig terrible is en hulle oorskry soveel grense dat jy naderhand eintlik verbitter teenoor die kind optree. Vergewe jou kind. Daai krap wat hy op jou kar gesit het, die kar wat jy so voor lief is, vergewe jou kind. Jy kan nie die hele tyd vir hom sê, onthou jy hoe jy my kar gekrap nie. Dis nie vergifnis nie. Vergewe jy jou kind. Maak dit sin. Hoekom moet ons vergewe? Wel, Jesus was baie duidelik. As jy nie vergewe nie, gaan jy nie vergewe word nie. Dis te veel werk. Okay, vir my onmoontlike eise. Ek gaan vinnig afsy. Vir my onmoontlike eise. Kind van die Here, daar's sekere goed wat sekere kinders op sekere ouderdom nie kan doen nie. Hulle het nog nie die fisiese, emosionele of intellektuele kapasiteit nie. Jy kan nie 'n kind straf as hy optree of 'n besluit neem wat hy nog nie bekwam voor is nie. Kleinkinders is impulsief. Nou verwag jy van daai kind om daar te moet sit in 'n arme kerk vir die volgende uur terwyl die pastoor preek en hy mag niks doen nie, hy moet net daar sit. Jy verwag 'n onmoontlike ding van jou kind. Micha 6 vers 8. Hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou as om net te doen wat reg is. Met ander woorde, wat is reg? Moenie meer vereis as wat reg is nie. Dink aan jou kind, dink aan sy ouderdom, dink waarmee hy bekwam is en dan maak jy jou besluite oor dit. En jy moet seker maak dat dit is 'n goeie ding wat hy doen. Die onmoontlike eise is 'n onregverdige skaal en in die oë van die Here is dit nie goed nie. Laastens, kind van die Here, gee liefde. Onverwaarlike, diep, persoonlike, wêreldbrekende liefde. Ons kinders se liefde is kry op verskillende maniere liefde. Party kinders se liefde taal is anders as ander. Vind die manier wat vir jou kind sal sê, ek het jou lief met 'n ewigdurende liefde en gee dit vir jou kind onvoorwaardelik. Julle weet ons party mense wat hulle hele lewe gaan en eendag sterf hulle ouer en hulle sê die woorde by begrafnis, ek het nooit regtig geweet of hy vir my lief was nie. Maak seker dat liefde julle motief agter alles is. 1 Korintiërs 16:14. Laat alles wat julle doen in liefde geskied, insluitend die grense en die digtigheid. Laat alles wat julle doen in liefde geskied. Amen. Sjoe, dit was 'n mondvol. Ek dink ek moet seker maak my notas is net 3 bladsye, want as jy na 4 toe gaan, dan raak jy asem te lank.
Kind van die Here, God het jou geskaap met 'n gesin, as hy vir jou gesin gegee het hy gewil dat jy 'n gesin moet hê, en hy het geweet, jy gaan die ouer wees wat daai kinders kan lei tot hom. Maak seker dat in die volgende paar weke, dat jy van hierdie voetstukke weer inbring in jou huisgesin. Maak seker dat jy hierdie verwagtinge op jou kind stel, gesonde grense stel. Eet 2 bietjies saam, spandeer daai kwaliteit tyd met jou gesin, en kyk wat se verskil maak dit in jou familie. Onthou, 'n gemeenskap is so gesond soos die gesondheid van sy gesinne. En 'n gesin is so gesond soos die gesondheid van die eggenote. En die eggenote is so gesond soos hulle verhouding met die Skepper. Amen. Kom ons sluit oop. Almagtige Hemelvader, dankie dat U ons seën met gesinne. Het sy dit is ons eie kinders, het sy dit is ons kleinkinders, het sy dit is 'n ouerskapsrol wat ons kan speel in vriende van ons lewens. Dalk is dit 'n ouma of 'n oupa wat 'n verrykende impak kan hê in kleinkinders se lewens, selfs die bure se kleinkinders, wie weet. Maar Here, dankie dat U ons hierdie verantwoordelikheid gee om in hierdie kinders se lewens 'n positiewe impak te maak, dat hulle sal leer om lief te wees vir U, lief te wees vir hulself, lief te wees vir hulle gesinne en lief te wees vir ander. En dankie Here dat ons weet, dit is nie altyd maklik om gesonde gesinne te hê nie. Inteendeel, hoe gesonder ons gesin probeer kry, hoe harder is die werk. Maar Here, U maak dit vir ons moontlik. Dankie dat ons uit die woord uit 'n paar voetstukke kan kry, hoe ons gesinne kan veilig en gesond en effektief maak. Here, dankie dat ons weet, selfs uit dit wat die wêreld en navorsing ook soms put, dat dit word gestaaf deur die woord. U het dit eerste gespreek. Here, dankie dat ons ook kan net vra, Here, hoe kan ek my gesin beter lei, sodat daar respek kan wees, sodat ons as gesin saam sterker kan wees. En ek bid, Here, seën ons gesinne, maak hulle vrugbaar, gee hulle al die hoop en geduld en liefde wat hulle nodig het, om in hulle eie kinders lewens en mekaar se lewens 'n positiewe impak te maak. En ek bid dit in die naam van Jesus.